Right, soek jy 'n wye hoëspoed, dis checka, né? Vir die van julle wat hom laas jaar op Nampo gesien het, nou werk hy actually in die veld. Ek praat met JJ, hy gaan my meer vertel. Hoekom het hulle spesifiek die Horsch Joker RT gevat? En hy het nog hy kappergoedjies daar voor ook. Kom ons luister. JJ, like it? Nee, goed nie, Joopie. Nee, wat rustig. Ja, Nou kyk, ons kan hom nou nie mooier kry as die nie, nee. Hulle praat nou van golden hour, ons het hom nou mooi hierso, beste tyd van die dag, die hele lot. Vertel my bietjie, voordat ons by die dis kom. Hoe lyk julle boerdery opset, met watse gewasse boer julle alles? Joopie, ons boer met soja, sonneblom en mielies. Ons doen maar wisselbou op die verskillende lande. Ja, is maar vir verskeie redes, maar dit werk vir ons. En dan, okay, ja, so dan wissel julle maar hulle af basies deur. Hierdie land is nou 'n soja land, Ja, nee? hy gaan nou sonneblom kry. Right, so van hom af gaan hy sonneblom en dan neem ek aan daarna Sojas op die mielies en mielies na die sojas. Ag, na die sonneblom, skus. na die Mielies sonneblom. Na die sonneblom, ja. Okay, so hoekom het julle besluit spesifiek om te kyk na hoëspoed disse en dan nou ons gaan uitkom hoekom het julle hierdie ene gevat? Man, ons het 'n behoefte gekry om ons boonse materiaal net daai 100 mal in te sny daar waar jou beste kompostering plaasvind. Yes, wat het julle in die verlede gedoen? Ons het 'n Tower Max gehad van Great Plains. So basies vertical tillage. Ja. Met daai geriffelde couters. Fantastiese implement, maar hy meng nie materiaal in nie. Hy maak 'n ek dink ja, 'n implement wat beter saadbed maak nie. Maar ek meen die ding maak ook 'n fantastiese saadbed en die groot ding is maar spoed, Ja. brandstofverbruik, effektiwiteit basies oor jou lande en dan wat ons kan nou 'n bewerking uitsny en ons doen nou basies 'n dubbelbewerking want ek kan die rolmoer uithaal want hy het hierdie kappers voorop. So hy gaan vooraf sonneblomstokke wat so staan sny hy plat en hy werk dit in. En dit gaan maar oor vir as ons weer plant volgende seisoen laat daar nie daai baie materiaal bo op die grond lê nie. Ons wil dit eerder in die grond hê, daar waar hy kan omset en So dis daai tipe masjien, hy het sy plek, maar hoëspoed dis het nou die rigting wat julle besluit Ja. te draai. Julle moet hierdie rigting gaan. Ja. Nou, okay. Daar's ons nou, ek het getel, nê. Ek dink was laas jaar of jaar voor het. Opval was daar 25 verskillende tipes hoëspoed Ja, daar's 'n disse. hengse klomp al buite, ja. Nou, hoe het julle op die Horsch besluit en dan hierdie wye enetjie? Man, ons het nou nie almal getoets nie, daar's te veel van hulle, maar van die 5 wat ons getoets het hy vir ons die mooiste gewerk. Die effektiefste gewerk en die eenvoudigste. Sy operating is baie eenvoudig. Hy's baie robust gebou, baie sterk gebou. En so wat ons nou so ver kon agterkom, hier is nou die tweede seisoen wat ons met hom werk. Hy maak nie 'n blad nie. Ja. Dis een van die groot redes hoekom ons na hom gekyk het. Ons stap ook nou al 'n lang pad saam met Charles hulle daar van Horsch. En dis goeie diens, naverkoop diens is fantasties. Ons het ons het sover nog 'n goeie diens by hulle gehad en dit is nie klomp wat hy maar net vir ons uitgestaan. Want ek meen as jy kyk, nee, wat ek altyd sê is ek was nou laas jaar is al 2 jaar terug, nê. Was ek daar in hulle fabriek gewees, maar as jy kyk na die vakmanskap op hierdie goed Hulle welds en ek meen ons het 'n probleem nou gehad laas jaar hier in die middel van die seisoen wat een van die agterste balke gebuig het. Ja. En toe het Charles hulle met die fabriek gepraat en hulle het toe vir ons 4 nuwe balke gestuur wat hulle herontwerp het. En ek meen jy kan sien hierdie goed is nou baie frisser gebou as wat hulle was. So die naverkoop diens is regtig uitstekend. Nee, want dit is die ding. Ek meen as jy gaan kyk na iemand vra vir my nou die dag wat hulle ook 'n wye implement wil koop. Ja, maar hoekom is die wye implement soveel duurder as 'n 3-punt ding byvoorbeeld? Maar ek meen as jy nou vat wat jou kragte is wat daar op die kante van daai goede is versus hier in die middel. Ek meen dan het jy 'n ding nodig wat Hy's robust gebou. Ek meen hy is nie net gebou nie, hy's geontwerp. Hy is deur ingenieurs geontwerp. Ja, jy sien daai ene het Charles jou betaal om dit te sê. Nee, daarom nie. Nee, en dan okay, maar nou moet ek nou by jou uitvind, nê? Hoekom nou so wyd gaan? Ek meen hierdie is nou 'n
12 meter. Ja, né? so 12 meter, ja. Man, So dis by verre die wydste hoëspoed dis wat ek nou nog afgeneem het. Hoekom nie net 2-6 meters? Hoekom het julle Dan daar's ook ek- seker dan- method behind the madness. ja, dan het ek 2 drywers nodig, 2 trekkers nodig. Ons het nou die groot trekker wat nou die ripwerk doen met ons Vaderstad ripper, die hoëspoed ripper en so aan en die werk ons klein ons 310e wat ons planttrekkers is, hulle sleep die Kaverderland rippers, die wat ons nou 'n bietjie dieper mee rip. Ag en is nou maar net hy werk vinniger. Ek meen 12 meter teen 13,5 km per uur, die doen 'n hektaar op 'n dag. Ek meen so Maar is 100 dit nie hektaar ook land een nou van klaar. daai goed dat as jy die wye implement vat met die groter trekker en alles, dan regverdig dit actually jou tyd om bo op hom te sit versus 'n kleiner trekker waar dit nie noodwendig doen nie. Ek dink mense kan so sê. Want ek meen as jy vat hy werk teen ons werk nou 100 diep en hy werk teen 6 liter 'n hektaar. En as jy vat die hoeveelheid hektare wat jy per uur doen. So 'n normale program word nou geïnterrupt. Ons wys julle gou vinnig hier die cab uit. Wat kan hy per uur doen? Right, so hoeveel hektaar 'n uur kry jy my tomaat? Dit wissel maar ek saam jou omdraai en alles sal hy nou 'n bietjie afkom, maar hy so op 16.3 hektaar 'n uur. 16.3 hektaar 'n uur. Maar luister hierso, dis jy weet as ons rip ons teen 30 hektaar 'n dag, nê? Nee. Ek bedoel as jy 10 ure skof insit is dit 160 hektaar. Jy sien dit is. En ek kan julle nou mooi kan kyk daar agter. Jy's hierdie ding van hom weg. Ek moet bieg. Dan sit jy nou regtig op die lekkerste plek in die boerdery, nê? Nee. Ja, dit jammer ek sit nie myself in die trekker nie. Right, terug na normale programme toe. Okay. Dan hierdie besigheid, nee, jy het nou vinnig aangeraak. Want dis 'n unieke konsep hierdie aparte, kom ons noem dit, dis soos 'n tipe rolmoer lem kap storie wat hy hier voor hom het. Jy sê julle het hom dit is spesifiek gekry vir die sonneblomstokke. Gebruik julle dit op die mielies Op die mielies ook, ja. Ja, en hoe werk hy? Fantasties. Ek meen ons het 'n lekker rolmoer wat ons met van ons kleiner trekkertjies sleep. Wanneer dit sien om maar 'n bietjie te nat is vir die groot trekkers om in te kom of so iets. Maar dis wat almal mos nou al vir jare doen. Maar ek meen hierdie een doen al 2 in 1. Hy het accumulators hier voor, so jy kan lekker die druk op die roller stel. So hy belemmer nie jou snyaksie nie. Dis nie hy druk nie te hard dat hy nou jou dus wil uittel nie. Maar ek bedoel, ons wag nou nog net vir ons roller wat voor op die trekker kom om die wiele te beskerm, maar ek bedoel jy kan in 'n land wat nou net gestroop is, sonneblom land wat nou net gestroop is, kan jy met die ding ingaan en hy sny daai stokke fyn en dan werk dit nog in. En ek hou regtig van die feit dat ek neem aan dis soos jy sê, dis net 'n kwessie van met hydraulics lig jy hom net op en dan sy uit die pad uit. Ja. Dan hoef jy nie te worry op soos hierdie land waar jy nou is, wil jy dit mos nou nie, dis onnodig om hulle in te sit. Hulle is nou opgetel, ons werk nie nou met hulle nie want hulle is nie nou, ek meen hulle is op hulle eie remote gekoppel. So jy kan hulle optel of jy kan hulle sak soos jy hulle wil gebruik. Die ander ding is die feit dat hierdie ding, hy vou ook mos op 3 meter op, nê? Nee. Ja, dit was met die Europese standaarde en al daai goeders. Ja. Hoe baie help dit in terme van net om hom maklik te vat van plaas na plaas as jy deur die hekke moet gaan, daai tipe van goed? Nee, oor hy so lank is, hy het maar 'n wye draaisirkel, so die breedte van hom help verseker baie as jy by hekke moet deurgaan. Ek meen van ons hekke pas die trekker net deur. Maar ons moet hulle nog groter maak. Maar ja, dan kan jy gemaklik nou met die implemente daar deurkom. Want as jy vat nou soos daai dinge soos wat ons gehad het, hulle vou daai Turbomax, hulle vou 'n bietjie breër op. Ja. Oor dit so groot. Dit is ook 'n 40 voet implement gewees. Maar hulle vou 'n bietjie, hy loop die pad amper vol. So op die pad van nou as ons van die hoofplaas of nou na die ander plase toe ry, daai help verseker baie want jy kan gemaklik dis veiliger ook want ek meen jy kan nou gemaklik op die teerpad ry sonder dat hy oorsteek en verkeer beïnvloed. En hierdie trip aksie van hulle, nê, want hulle het mos nou twee skottels op 'n arm. Ja. As ek so kan stel. So een arm met die 2 skottels wat basies daarop is. Op daai rubber. Wat is jou ervaring maar nou is die ander vraag ook is, het julle ooit klippe hierso?
Ons is bevoorreg, ons het nie klippe nie. Ons het gelukkig nie klippe nie. So daai is gelukkig nie vir ons 'n probleem nie. Maar ja, ek dink dit sal fantasties werk as jy wel klip het. Maar jy kan ook sien as jy in die land is en jy sny harde grond, hy vibreer so bietjie. Ja, so dit help om mooi in te gaan. Ja. Laaste ding, nê. Ek sien nou hierso die hydraulics wat hierso ingaan. Hulle is slim hierdie Duitsers, nê. Ja. So hulle hardloop van daar af en dan basically kan jy die aggressiwiteit stel van jou skottels as ek hom Ja, jou angle bly dieselfde, die silinder, Wow. die silinders werk jou diepte. Ja. Dis nou as jy wil vlakker, daarso 'n gauge daarvoor, so jy kan hom vlakker of dieper stel en dan daarso het jy nou shims wat jy kan gebruik om jou voorste skottels bietjie vlakker of bietjie dieper te stel sodat hy presies in lyn is met jou agterste skottels. So basically wat daai ding doen is hy doen hy dit met die skottels hierso. Nee, hy Is ek tel reg? hulle basies maar net in en uit. In en uit. Hy tel hulle maar net basies in en uit. Okay. Maar die punt is dis iets wat jy sommer uit die cab uit kan stel. Ja. As jy na 'n volgende land toe gaan, dis 'n maklike ding, Ja. eenvoudig, is nie moeilik nie. Nee, baie eenvoudig. Okay, ouens wat nou hulle sit op die fence en hulle wil gaan vir 'n wye masjien, hè, want dis nou daar's baie ons wat sit en wonder oor dit. Ek neem aan die vakmanskap as een van die redes omdat jy weet, luister hierso, jy daai klomp krag wat op hom trek, jy kan maar vir 'n hors gaan as dit wat dit aanbetref. Is dit jou ervaring? Wat kan jy vir daai ouens sê? Man, ek gaan nou nie name noem nie, maar van die ander wat ons nou getoets het, as jy hom oopvou en goeters, dan kan jy sien hy is so half lomp. En veral op hierdie wye implemente. Ja. En dis glad nie die geval met die ene nie. Ek meen jy kan daar waar jy staan, kan jy begin oopvou en toevou en aangaan. Selfs in die land wat jy as jy sny, jy kan sien hy flex nie. Yes. Dus hy flex nou op sy skenierpunte, maar die raam flex nie. Hy's regtig sterk gebou en dit is een van die groot redes want ek bedoel dis nie die implemente is nie goedkoop nie. Niks vandag is goedkoop nie. So die ding moet 10 jaar hou. Verstaan? Precies. En dit is wat ons ervaar het teenoor die ander is hy gaan sy lewe hou. So, hier's net weer 'n bewys. As jy wil wyd gaan, dan gaan jy hors. Luister, hier's 'n linkie bo of hieronder, ek kan jy met hulle in kontak kom. En ja, kan jy vir jou ook so wye enetjie uittrek. As jy nou vir jou groot trekker gekoop het, né? Kort jy 'n wye horsie. 'n dik wye perdjie. Dis die van Farm Space af tot volgende keer. Groete.